Come, thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet sung by flaming tongues above. Praise his name, I'm fixed upon it, the name of God. Goeiedag almal en welkom ons late 10 dae van gebed, die ontsluiting. En nou kom ons lees na ons laaste boodskap. En die tema is gee met jou hele hart. En die storie is Johan wat 'n stil man in sy kerk. Hy wat lief vir die bywoning van die Here dien, maar het min betrokke geraak by die sendinguitreiking wat in sy dorp plaasgevind het. En hy het gedink, ander is beter om te dien. My deel is net om te sit en te luister. Eendag het die predikant 'n gieter na 'n voorkant van die kerk gebring en hy het dit verduidelik. Hierdie blik is vol grond, maar as dit op die rap bly, sal geen plant groei nie. Dit bepaal slegs sy doel wanneer dit uitgegiet word. Dit die beker. Nou, daardie beeld die toneel by Johan gebly. Later, toe die kerk uitreiking met 'n fotoverspreiding vir die sukkelende gesinne gereël het Johan besluit om te help. In die begin het hy ongemaklik gevoel, maar later het hy terwyl hy kos uitgedeel en saam met die mense gebid het hy iets opgemerk. Vreugde het in sy eie hart geborrel. Hy het besef dat hy so 'n gieter was. Vol geloof, maar ongebruik. Dit beteken ek is gieter, maar dan nooit gebruik nie. Week na week het Johan by meer uitreiking aangesluit. Die siektesbesoek met jeugprogram gehelp en getuienis gedeel. Hoe meer hy homself uitgegiet het, hoe meer het hy gevoel hoe God hom weer vul. Sy geloof het verdiep. Sy gebede het versterk geword en sy liefde vir die mense het uitgebrei. En ondersteuning van die kerk se sending het nie net gemeenskap geseën nie, dit het Johan self verander. Die les is
die gieter is ons lewe. Geloof is 'n doel om in dien uit te stort te word, nie weggebaar te word. Johan se verandering, geestelike groei, ondersteuning van 'n stendinguitreiking seën die ander, maar dit befris en versterk ook die een wat dien. Die toepassing. Wanneer ons onsself aan God ter sending in ons gemeenskap gee, ontdek ons dat dien nie 'n las is nie. Dit is die pad na vreugde en volwassenheid in Christus. Kom ons bid saam. Ons dierbare Hemelse Vader, ons sê baie dankie waar ons nou u boodskap kan luister. En ons vra dat u ons sal help om te kan verstaan wat Johan probeer vir ons sê. Mag ons hierdie boodskap kan luister en ontdek wat u wil hê ons moet doen. Dit my gebed in Jesus naam alleen. Amen. Nou, ons hoofteksvers kom vandag uit Handeling 4 vers 32 tot 37. En die menigste van die wat gelowig geword het, wat een van die hart en siel, en nie een het gesê dat iets van sy besitting sy eie was nie, maar hulle het alles in gemeenskap gehad, en met groot krag het die apostel getuienis gegee van die opstanding van Here Jesus, en groot genade wat oor hulle almal, wat niemand onder hulle wat behoeftig nie, want almal wat besitting van grond of huise was, het dit verkoop en die prys van wat verkoop is gebring en aan die voete van die apostel neergelê, en aan elkeen is uitgedeel volgens wat hy nodig gehad het. En Jesus wisse byna uitskus, en hoe is Joses, Jesus wisse bynaam onder die apostel Barnabas was, wat as dit vertaal word, beteken die seun van vertroosting, en liefhet, die wet van geboorte uit Kyprus, het 'n stuk grond gehad en dit verkoop en die geld gebring en aan die voete van die apostel neergelê. Nou kom ons fokus op Handeling 4 vers 32. En die gemeente van die wat gelowig geword het, was een van hart en siel. En nie een het gesê dat iets van sy besitting sy eie was nie, maar hulle het al in die gemeenskap gehad. Nou,
Hoe sou jy die gelowige hier in die boek van die Handelinge beskryf? Ek sou hulle beskryf het as 'n heeltemal eensgesindheid. En hulle het almal een doel getreef. En dit was om die wonderlike verlossing wat daar was in Jesus Christus aan die wêreld bekend te maak. En mense te harte verlange om in verhouding met Jesus te wees. Hulle het hulle besitting volkome beskikbaar gestel vir die fondse van die evangelie waar. Hulle het onder die leiding en bevulling van die Heilige Gees en onvoorwaardelik rentmeesterskap toegepas. Baie van ons kerke sit met 'n verskeidenheid van probleme. In sommige kerke is daar 'n stryd om die invloed met die beste posse in die kerk. Ander het innegeveg. Ander het situasie waar die lede se gedragfoute sonder aanspreeklik moet word. Ander het ernstige probleem waar die lede net nie kan saam staan nie. Maar wat is die oplossing tot al hierdie probleme? Ek het geleer dat sodra 'n kerk hulle verskillende een kant toeskuif, en begin fokus om een gedrag hulle gewig agter die bekondiging van evangelie te plaas. So, evangelie probleme. Waar hulle gewig agter die stending waar en uitreiking in die dorp gooi, dan sal hulle eenheid herstel word. Die binnengeveg sal tot die einde kom. Dan gaan dit nie meer oor die lidmate self nie, maar hulle samelike toewyding om hulle gemeenskap en die dorpe met die evangelie te bereik. Maar solank as was ons fokus op ons verskillende op ons leierposisie en die binnengeveg sal ons kerke nie eenheid ervaar nie. Ons kerk sal nie die leiding van die Heilige Gees ervaar nie. En ons kerke sal nie hulle stending volbring nie. Deur die bereidheid om te gee of te deel van ons geld, tyd en die invloed kan ons 'n verskil maak. Hoe belangrik is die evangelie vir jou? Doen jy nog? Ondersteun jy die evangelie werk genoeg? Kommentaar. Hierdie bereidwilligheid van die gelowige was die gevolg van die uitstorting van die Heilige Gees. Die bekeerling tot die evangelie was van een hart en siel. Dit beteken van een hart en siel
is een. Een gemeenskaplike belang het hulle beheer, naamlik die voorspoed van die stemming wat aan hulle opgedra is. En selfsug het geen plek in hulle lewe gevind nie. Hulle liefde vir hulle broeder en die saak waaraan hulle opgedra was, wat groter as hulle liefde vir die geld en besitte. Hulle werke het getuig dat hulle mente siele van die grote waarde waardeer het as die aardse rykdom. Hoe nodig het ons nie dan die vervulling van die Heilige Gees nie, sodat ons ook so eensgesindheid en so vasberade dan vorentoe beweeg in die stemming wat die Here aan ons toevertrou het. As ons sê dat ons die Heilige Gees het, sal ons liefde vir siele ook in ons werke en dade gesien word. Dit sal self gesien word dat ons net so die vroeë kerk die redding van siele bo aardse rykdom sal plaas en ook voluit toegewyde en vasberade bygedra vir die bespreiding van die evangelie boodskap. Baie keer gaan die kerke agteruit, omdat hulle nie bereid is om opoffer te maak nie. Nie net met geld gee nie, maar ook deur hulle tyd en hulle invloed. Baie keer groei die kerk nie, omdat hulle nie alle ingesit om hulle dorpe te bereik nie. Baie keer in die groeiprobleem van die kerk as gevolg van hulle onbetrokkenheid in die stemmingveld van nie betrokken. Nou, hoe dink julle sal die kerke groei as ons nie alles in ons vermoë doen om die kontakte te maak met ons dorpe se gemeenskap nie? Ons kan bid en vra dat God mense stuur, maar as ons nie self inspann nie, waarvoor moet God ons invul? Hoe? Met die Heilige Gees? Kom ons kyk gou na Handeling 4:33. En met groot krag het die apostel getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus en 'n groot genade wat oor hulle almal. Ons sien dat die groot omgee en gee in Handeling 4:32 gelei het tot die krag van die Heilige Gees, wat kragtigste in die harte van die apostel gewerk het, om die opstanding van die Here Jesus te verkondig, deur kragtigste getuienis. Dit teks sê ook dat die groot genade oor hulle almal was. Dit beteken, as die Heilige Gees in ons werk,
sal ons nie terughou as dit kom by die befondse van die Heilige Gees nie, maar dat ons met oop harte die evangelie werk sal ondersteun en dit sal die gevolg hê dat die Heilige Gees self nog kragtigste sal aanwerk deur die evangelie werkers. Nou, hoe vertrou ondersteun jy die evangelie werk? Is jy te volle ingekoop in God se werk? Kommentaar weer. Dan die apostolieke kerke, die apostolieke kerke in hierdie dae, toe die heerlikheid van die opstandige Christus oor hulle verskyn het, dan daar geskrywe dat niemand gesê het dat enige iets wat sy besitting sy eie was nie. En daar staan ook niemand onder hulle wat gebrek gelei het nie. En met groot krag het die apostel getuienis gegee van die opstanding van Here Jesus en groot genade wat oor hulle almal. En hulle het elke dag een gedagte volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van die hart geëet, terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. En die Here het elke dag by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Handeling 4 vers 32, vers 34 en 33 en dan Handeling 2 vers 46 en 47. Kommentaar weer. Soek die hemel en die aarde en daar is geen waarheid wat kragtigste geopenbaar word as die wat geopenbaar word in die werke van die barmhartigheid aan mense wat onbegrip bestaan en hulp nodig het nie. Dit is die waarheid so dit in Jesus is. Wanneer mense wat in naam van Christus bely, die beginsel van die goue reël beoefen, sal dieselfde krag met die evangelie daar wees as in die apostoliese tye. As ons waarlik en met opregte harte die naam van Christus bely, vir die ander doen wat ek wil hê julle moet aan my doen, sal die Heilige Gees kragtig in ons lewens werk om die evangelie boodskap in ons dorpe te verkondig. Net so dit was in die apostolse tye. Ons kan nie die naam van Jesus bely en leeg rondsit en niks in ons gemeenskap doen nie. Ons kan nie Jesus bely en nie 'n grootlike sy sending ondersteuning nie. Ondersteun hierdie fisieke inspanning
ondersteun nie finansiëel, ondersteun met ons hele lewe nie, ondersteun met ons hele lewe nie. Wat het hulle aangemoedig? Die vraag is, wat het die kerklidmate aangemoedig om so ernstig die evangelie werk te ondersteun in Handeling 4 vers 32 tot 37. Die vroeë kerklidmate wat diep aangeraak deur die Heilige Gees wat onder hulle gewerk het. Die krippelde man wat nou met genees die kerklidmate wat een gedagte en een gesindheid by mekaar. Handeling 4 vers 31 sê, en toe hulle gebid het, is die plek geskins waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het die woord van God met 'n vrymoedigheid gepreek. Met ander woorde, die groot motiveer agter hulle, 'n groot G8 is die invulling van die Heilige Gees. Die Heilige Gees het hulle aangemoedig om geld te gee om die evangelie werk klaar te maak. Op watter manier sou ons gemeenskap en die kerkfamilie verander as ons die soort G8 sou doen wat in hierdie gedeelte beskryf word? Dit sal verseker ons ook baie laat verander. Dit sal ons sienwyse totale aanpas. Ons sal nie meer huiwer wees oor wat geskenke of geen nie. Ons sal nie meer twyfel wees oor ons standing nie. Ons sal nie meer so twyfel oor ons eie gereedheid om nuwe mense te ontvang nie. Dit sal ook 'n groot krag aan ons eie getuienis geskenk, en ons sal met alle lof eer praat oor Jesus se lewe, dood en die opstanding. Ons sal sommer net so aan die ander getuig wat Jesus vir ons gedoen het in ons lewe. Hoe hy ons gered het, en hoe ons sy leiding in ons daaglikse lewe ervaar. So sal dit altyd wees, wanneer die Gees van God van die lewe besit neem, mense wie se harte vol is van die liefde van Christus, sal die voorbeeld gevolg van hom wat vir ons arm geword het, sodat ons deur sy arme moeder ryk kan word. Geld, tyd, voorbeeld, al die gawes wat hulle uit die hand van God ontvang het, sal hulle op hoogte ag, net omdat dit 'n manier is om die evangelie werk te bevorder. So wat is in die eerste gemeente, en wanneer daar in die moderne kerk gesien word, dat die lidmate hulle liefde deur die krag van die Gees van die wêreldse dinge afgetrek het,
en dat hulle gewillig is om op te offer, sodat hulle die mede mense die evangelie kan hoor. Sal die waarheid van God se woord verkondig word en die groot krag hê op die wat daarna luister. Die Handeling van Apostel, bladsy 71. Kom sluit die laaste boodskap af. Wou jy nie net jou hart groot oopmaak om die evangelie werk te ondersteun nie? Wou jy nie ook so die vroeë kerk met alles wat jy het, die sendingwerk te ondersteun nie? Dit maak nie saak of dit met geld of jou tyd of jou invloed is nie. Met geld kan ons die sendingprojekte in ons dorpe ondersteun. Ons kan tyd afstaan om met die mense se werk hulle te vertel van Jesus se wonderlike verlossing. In ons werke en deur ons daaglikse lewe kan ons invloed en voorbeeld stel om die verskil te maak. Maar dit sal beteken dat ons geloof in ons daaglikse lewe uit moet leef. Hoekom besluit jy nie nou om met jou hele hart 'n groot oorgawe aan Jesus te maak? Hoekom besluit jy nie nou om met jou hele hart te gee nie? En soos Jesus se sending te ondersteun in jou gemeenskap nie? Kom ons bid saam. Ons dierbare Hemelse Vader, ons sê baie dankie vir hierdie boodskap wat U vir ons gegee het. Ja, elke een het U nodig om U werk te doen. Ek kan nie alleen die werk doen nie, want daar is baie mense wat kan werk, wat die waarheid soek. Here, ons vra dat U asseblief vir elkeen se harte sal raak, sodat hulle ook uitsendingwerk kan ondersteun of saam betrokke te raak om die evangelie uit te brei, sodat Jesus kan gou kom. Want ons vra dat U asseblief saam met ons sal wees vir die gestremde mense, rolstoele, blindes, dowes, ook die boodskap kan uitreik. En ons vra dat U asseblief vir ons die mense sal stuur om te sê, ek sal gaan soos Jesaja gesê het, hier is ek, stuur my. En ek vra dat U saam met ons sal wees asseblief. Mag U ons hierdie jaar wat voorlê, mag U ons lei. Mag U ons hinder van hierdie boodskap wat ons gehoor het, dat ons harte kan oopmaak, sodat ons die werk van U kan klaarmaak. Dit my gebed in Jesus naam alleen. Amen. Mag Here hierdie jaar 2026 julle seën. Mag julle lewe toewy aan Jesus alleen en nie in die wêreld. Mag U geseën wees 2026 in Jesus naam. Amen. And I know thy hand will lead me safely home.